Kijk, hallo julle. Hier is dan die jaar 3 swys leerpapier, kwartaal 1 van 2025. Dit is vir die toets wat julle skryf 14 Maart, Vrydag 14 Maart. Kijk, die eerste deel wat ons gaan duidelik as vir julle deur hierdie goedjies gaan, sodat julle mooi kan verstaan wat dit is wat julle leer en wat julle eintlik moet leer sodat julle suksesvol in die toets kan doen. Die eerste deeltjie sê vir ons dan die korrekte name vir die hand- en kraggereedskap wat in die swyswerkswinkel gebruik word. Dit is al die belangrike hand- en kraggereedskap wat julle die meeste in ons werkswinkel gebruik. So dit is ook belangrik dat julle die name mooi ken en dit mooi kan skryf. Okay, so nommer 1 wat ons kry is die kantsnytang. Nommer 2 die kombinasie winkelaak. Nommer 3 die handboor. Nommer 4 is G-klampe. Nommer 5 is 'n draadborsel. Nommer 6 'n hoekslyper. Nommer 7 is die handvyle. Nommer 8 die afkaphamer. Nommer 9 die CO2 masjien. Nommer 10 die balpenhamer. Nommer 11 die kant afsnymasjien. Nommer 12 die boog swysmasjien. Nommer 13 die bouers winkelaak. Nommer 14 die kraspen en dan nommer 15 die ystersaag. Dit is belangrik dat julle al daai name mooi kan uitken en dit kan mooi neerskryf en reg spel. Dan die volgende afdelingkie sê vir ons treklyne wat die volgende lengtes in millimeter meet. Hulle moet duidelik gemerk word. So gee dit vir ons die lengtes volg 125 mm, 46 mm, 92 mm, 109 mm en 71 mm. Dit verduidelik dan ook vir ons vir hierdie vraag moet die reguit lyne trek wat ooreenstem met die gespesifiseerde lengtes. Hier is dan nou hoe jy dit kan doen. So daar weet ons nou, dit is die lengtes wat ons moet trek, en dan sê dit hieronder vir jou, maak seker dat elke lyn akkuraat op die gespesifiseerde lengte getrek word, en merk dit behoorlik. Nou hoe ek dit vir julle verduidelik het, gaan ek nou weer gaan. Dit is belangrik dat jy 'n liniaal het, wat, as jy daar mooi kyk, die mm het, want dit beteken millimeter, en dit het al hierdie klein tussenstreepies wat ons wil gebruik. So hoe ons dit gaan doen, is ek gaan my liniaal my plat sit, ek wil nommer 2 vir julle uitmeet, dit is 46 mm, ek gaan begin om 'n merkie op 0 te maak, of 'n duidelike merkie op 0, en dan gaan ek nou meet, van 0 af tot by 40, ek weet daar is 40, en dan kort ek nou 6 van hierdie kleiner streepies. So dan tel ek uit, 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dan op 46 waar daai streepie is, maak ek vir my weer merkie. Nou weet ek my lyntjie is tot by 46, so daar kan julle sien die merkie is daar, en dan trek ek my lyn van merkie na die volgende merkie toe. Nou weet ons lyntjie is 46, maar net om seker te maak dat hy 100% akkuraat gemeet geword, gaan ek op die punt waar ek 0 gemerk het, 'n reguit streepie deurtrek, en dan weet ons 0 begin hierso, en dan waar ek eindig, nog 'n reguit lyntjie om dit aan te dui dat 46 mm op daai lyntjie stop. Kyk, dit is die maklike manier en die duidelike manier hoe julle daai lyntjies dan moet merk. Ons gaan dan nou na die volgende bladsy toe, dit bladsy 2. So ons eerste deeltjie wat ons net daar begin, is hierdie boonste deeltjie wat ons sê, noem 5 belangrike punte om in ag te neem wanneer jy 'n persoon behandel wat dalk HIV het. By die behandeling van 'n persoon wat moontlik HIV positief is hier 5 belangrike punte om in gedagte te hou. So nommer 1 is vertroulikheid. Verseker dat die privaatheid van die persoon se mediese status gehandhaaf word. Jy kan nie daai persoon se vertroue verbreek en vir ander mense gaan vertel daai persoon het 'n siekte nie. Dan nommer 2, gebruik beskermende toerusting. Gebruik altyd handskoene, gesigskerms en maskers om blootstelling aan liggaamsvloeistowwe te vermy.
Ons dra die regte tipe PPE om seker te maak as jy iemand wat bloei hanteer. Onthou, ons wil nie aan hulle liggaamsvloeistowwe vat nie. Dan nommer 3, vermy direkte kontak met bloed. Moet nooit direk aan bloed of enige liggaamsvloeistowwe raak nie. Gebruik die toepaslike veiligheidsmaatreëls. Soos ons nou gesê het, ons wil die regte toerusting gebruik, nee. Dan nommer 4, die veilige hantering van naalde. Gooi enige skerp voorwerpe soos naalde behoorlik weg om beserings te voorkom. Ons wil dit nie net so in 'n asblik gooi nie. Jy gooi dit in 'n sak wat gemerk is, gevaarlike toebehore en hy moet duidelik gemerk wees en jy moet duidelik mooi weggooi. Dan nommer 5, verskaf emosionele ondersteuning. Bied aan daai persoon emosionele en sielkundige ondersteuning aan, aangesien die diagnose benoudheid kan veroorsaak. Ons weet as party mense is maar skamerig as hulle bietjie siekerig is, so ons bied dan aan om hulle te ondersteun emosioneel of sielkundig. Dan die volgende afdelingkie sê vir ons daar, noem 5 onveilige toestande in die werksplek. Onthou, 'n onveilige toestand is 'n probleem wat in jou direkte werksomgewing plaasvind. Dis iets wat fout is in jou werksomgewing. So nommer 1 wat ons daar het, is onbehoorlike ventilasie. Die gebrek aan voldoende lugvloei kan gevaarlike opbou van dampe of gasse veroorsaak. Daarom is dit belangrik in ons werkswinkel dat ons vensters altyd oop is en die waier aan is as ons praktiese werk doen, sodat ons kan seker maak daai gevaarlike gasse of dampe word uit die sentrum uitgetrek. Dan nommer 2, onbeskermde masjinerie. Blootgestelde bewegende dele of masjinerie sonder die beskerming kan tot ernstige beserings lei. Dit is hoekom dit belangrik is dat ons altyd die masjiene onderhou om seker te maak dit werk altyd 100% en om seker te maak dat daar nie gebreekte skerms of iets is op die masjiene nie. Nommer 3, deurmekaar werksruimtes. Obstruksies of disorganisasie kan die risiko van gly, struikel en val verhoog. Dit is daarom belangrik dat ons altyd seker maak, daar waar ons werk is dit skoon en netjies, om te keer dat ons kan trip of val of gly oor voorwerpe soos materiaal of gereedskap of masjiene wat in ons pad is. Nommer 4, swak beligting. Onvoldoende beligting kan lei tot ongelukke en probleme om take veilig uit te voer. Baie maklik is as jy nie kan sien wat jy doen nie, gaan jy dit nie reg kan doen nie. Dan nommer 5, die gebrek aan persoonlike beskermende toerusting, die PPE. Werkers sonder behoorlike PPE soos handskoene, brille of helmets loop 'n groter risiko vir besering. Daarom is dit belangrik dat jy altyd die regte veiligheidstoerusting dra. Dan die volgende afdeling noem 5 ysterhoudende en nie ysterhoudende metale. Die eerste deel wat ons gaan doen is ysterhoudende metale. Dit bevat yster, dit is baie belangrik. Ysterhoudende metale bevat yster. Kyk, hier is dan 5 verskillende voorbeelde. Die eerste een is sagte staal. Dit is eintlik nommer 2 gietyster. Nommer 3 gewone yster. Ons weet yster is in ysterhoudende metale want dit sê dit daar. Dan nommer 4 vlekvrye staal, stainless steel en dan 5 koolstofstaal. Met koolstofstaal kry ons verskillende tipes. Jy kry 'n hoë koolstofstaal. Dit word gebruik vir industriële werke soos groot fabrieke, afdakke en groot geboue. Jy kry medium koolstofstaal. Dit word ook dan vir 'n meerderheid van industriële goeder soos hekke, maar al die groot staalgoeders gebruik. En dan die laaste een is 'n lae koolstofstaal. Nou, lae koolstofstaal is die staal wat ons die meeste gebruik. Dit is staal wat jy sal gebruik om hekke te maak, braaiers te bou, allerhande sulke alledaagse items. Dit is net belangrik om te weet dat die groot verskil is net die sterkheid en dikte van die staal. Dan, volgende bladsy is dan nou vir ons die nie ysterhoudende metale, bladsy so jy kan regkry. Nie ysterhoudende metale, sê dit bevat nie yster nie. Baie belangrik, so ysterhoudend het yster en nie ysterhoudend het nie yster in nie.
Hier is dan nou 'n paar voorbeelde. Nommer 1 is aluminium. Dit word maar meestal gebruik om parte vir vliegtuie te maak of vir julle toerusting by die huis soos 'n mikrogolf of 'n yskas. Nommer 2 is gewone koper. Dit is die wat ons altyd gebruik om in elektriese drade te gebruik. Dit is die gewone koper. Nommer 3 moet geel koper wees. Ons het geel koper. In Engels noem ons dit brass. Dit word meestal gebruik om krane en pype en sulke goed te maak, want dit kan nie maklik roes nie. Nommer 4 is lood. Vir die manne wat vis vang, julle sal weet, 'n loodjie is daai gewiggie wat jy altyd aan die vislyn kan sit. En dan nommer 5 is sink. Sink is ook 'n tipe staal wat jy gebruik soos op afdakke of huisedakke. Dit is sinkplate, dit word baie gemaak. Dan die laaste deeltjie, noem enige 10 staalprofieltipes. Hier is dan nou die 10 algemeenste tipe staalprofiele wat ons gebruik. So nommer 1 is 'n U-balk of 'n H-balk. Dit is gesien as hy 'n profieltekening het, dit lyk soos 'n U of dit lyk soos 'n H. Dan 'n U-kanaal lyk soos 'n U, dit is 'n lip channel, dit lyk soos 'n U. Hoekyster weet ons lyk soos is 'n angle iron, dit lyk so. Platstaaf is flatbar wat ons gebruik, dit is plat staal. Vierkantige yster weet ons is 'n vierkant. Ronde yster weet ons is 'n ronde deel. Belangrik as dit vierkantige yster of ronde yster is, beteken dit is solied. So dit is heeltemal solied. Dan 'n T-stuk, dit sê dit vir jou, hy lyk soos 'n T. Jy kan hom so kry, jy kan hom so kry. Jy kan hom ook so kry of ander kant. Dit lyk heeltyd net soos 'n T. Dan 'n Z, sê baie vir jou staal loop in 'n Z. Rooster weet ons is wat ons gebruik vir die braairooster. Dit is sulke driehoekies die hele tyd. En dan vierkantige pyp is weer eens 'n vierkant, maar dit is nie solied nie. Saam met dit, onthou daar kan ronde pyp ook wees. En dit is rond en nie solied nie. Kyk, dit is dan nou alles wat julle moet leer vir die toets. Hieronder sê ek dan vir julle ook, hierdie vraestel dek die belangrikste aspekte wat nodig is vir jou soorttoets. Dit sluit die volgende in: die gereedskap-identifikasie, praktiese afmetings, veiligheidsoorwegings, metaaltipes en staalprofiele. Bestudeer elke afdeling noukeurig om 'n sterk begrip vir jou eksamen te verseker. Dis dit julle, baie sterkte en ek hoop julle almal doen baie goed.